Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Die volgende spesifieke vervulling van 'n profesie waarna Prof Koenig verwys is Herodes se kindermoord en die moeders se droefheid, wat volgens Matteus 2 vers 16 tot 18 die vervulling van Jeremia 31 vers 15 is. Is hier sprake van letterlike vervulling. Jeremia 31 vers 15 is deel van 'n omvattende profesie wat uit 3 verse bestaan. Vers 15, so sê die Here, 'n gekerm word in Rama gehoor, en gehuil van hartseer. Rachel treur oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. Vers 16, so sê die Here, bly stil, moenie huil nie, moenie trane in jou oë hê nie, vir al jou swaar kry sal jy vergoed word, sê die Here, jou kinders sal uit die vyand se land terugkom. Vers 17, daar is 'n toekoms vir jou nageslag, sê die Here, jou kinders sal na hulle besittings toe terugkom. Net soos Hosea 11 vers 1, is vers 15 waarna Matteus verwys nie 'n profesie nie, maar geskiedenis. Dit vertel van die hartseer van moeders oor hul kinders wat in ballingskap weggevoer is. Rachel is die stammoeder van Josef en Benjamin, en dit is 2 van die stamme van die Noordryk wat teen hierdie tyd reeds in die ballingskap van 722 voor Christus weggevoer is. Sy is dus die simbool van die moeders wat huil oor hulle kinders. En daar is ingrypende verskille tussen Jeremia 31 vers 15 tot 17 en die kindermoord in Matteus. Eerstens is Jeremia 31 vers 15 net soos Hosea 11 vers 1 nie 'n profesie nie. Matteus interpreteer dit as 1. Verder gaan dit in Jeremia nie om babas soos in Matteus nie, maar om jong mense wat in ballingskap weggevoer is. Hierdie jong mense is dus nie vermoor soos die babas van Matteus 2 nie, maar as slawe weggevoer. Dit beteken dat daar nog hoop is vir die heilige moeders van Jeremia, want die belofte is dat die kinders tog weer sal terugkom. Iets wat nie moontlik is in Matteus nie, omdat die babas dood is. Dit is dan waarskynlik ook die rede waarom Matteus nie die volle deel uit Jeremia aanhaal nie. Die moeders in Matteus kan nie hoop dat hulle vermoorde babas weer sal terugkom nie. Die grootste deel van Jeremia 31 vers 15 tot 17 is dus eenvoudig nie vervul nie, in Herodes se kindermoord nie. Al ooreenkoms wat daar regtig is die moeders wat oor hulle kinders treur. In die lig van al hierdie verskille is dit nie moontlik om van die letterlike vervulling van Jeremia 31 vers 15 tot 17 te praat nie, selfs nie eers net van vers 15 nie. Daar is net een punt van ooreenkoms, moeders wat huil oor kinders. Verder verskil die situasies hemelsbreed. Maar hierdie uiters beperkte ooreenkoms is genoeg vir Matteus om te skryf dat Jeremia 31 vers 15 in Matteus 2 vervul is. Net soos die uiters beperkte ooreenkoms tussen Israel se uittog en die kindjie Jesus se terugkeer uit Egipte vir Matteus voldoende grond is om vergelykenderwys te praat van 'n vervulling van die geskiedenis uit Hosea 11. Wat hy onder vervulling bedoel, is dus dat daar 'n mate van ooreenkoms is tussen wat nou gebeur en wat al vroeër gebeur het. Moeders huil oor kinders. Dit beteken dat daar net 'n baie losse verband tussen die sogenaamde profesie, of eintlik dan geskiedenis van Jeremia en die geskiedenis van Matteus is, met net een punt van ooreenkoms. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om in te sien dat iemand soos Matteus, wat reeds geglo het in Jesus, kon raak sien dat daar ooreenkomste is met wat vroeër in die geskiedenis van Israel gebeur het. Dat ons sal glo dat sy koms deel van u plan is, dat u nog steeds 'n plan het om die hele wêreld te verlos. In Jesus se naam. Amen.